Folks, enjoy what may be your last Christmas. Hartlike goeie môre kykers en luisteraars. Baie welkom by hierdie eerste uitsending van 2026. My gebed en my wens en my hoop en my vertroue is dat u vertroue, dat u sal skuil by ons Skepper, sodat die kennis wat hy vir ons deur sy woord gegee het en sy gees wat hy vir ons as trooster hier agtergelaat het as herbergier om ons te versorg en te bedien en te help en te lei met u sal wees in hierdie verseker turbulente tye en onvoorspelbare en potensieel offisiële derde wêreldoorlog terme wat in hierdie jaar mag ontwikkel en verder eskaleer. Kykers en luisteraars, ons het nou so vinnig 'n uittreksel gesien van die president van die grootste, sterkste enkel land op die aardbol, Amerika, president Donald Trump, wat by hierdie geleentheid gesê het, dat hierdie mag dalk ons laaste Kersfees wees, wat nou verby is, vir die mense wat Kersfees dan nou vier en alles wat daarmee saamgaan. So, this might be our last Christmas. Hy het nie gesê, is die laaste nie, dit mag wees. Dit is 'n groot ding om te sê vir die leier van die sterkste enkel land, noem dit nou maar so, op die aardbol. Nou ja, enkel land, vandag het dinge so ontwikkel, dat hier is groeperinge wat begin groepeer en dit verander die magsbalans natuurlik baie. Maar ons gaan nie op dit nou ingaan nie. Ons wil maar net kyk, so bietjie terugblik na die jaar wat verby is, 2025. Kykers en luisteraars, waar aan die einde van hierdie jaar sê die president van Amerika, president Donald Trump, this might be your last Christmas. Want hy weet mos nou baie meer as u en ek van presies wat aangaan. En ons maak ons prentjie en ons projeksies uit wat ons sien, uit hulle monde uit, die fisiese aksies wat gebeur. Ons het in hierdie jaar wat verby is gesien hoe die Europese lande vir 450 miljoen Europeërs sê, maak gereed, prep vir 'n oorlogssituasie, vir sulke toestande. 450 miljoen. Ons het gesien hoe president Putin in hierdie afgelope enkele maande, ons praat van 2 maande gelede, rofweg, min of meer, het hy 2 miljoen burgermaglede opgeroep. Ons het gesien hoe hy 300,000 manne oproep uit Siberië uit, wat duidelik wys op 'n winteroorlog en in 'n wintertyd regmaak vir winter, of die ergste, felste winter en winterareas, want dis altyd waar Rusland sy Siberiese magte aanwend, is in ekstreme wintertoestande. So 10-1 sal dit daar in die Noordsee wees, vanuit die noordelike, waarom Siener gesê het, hulle sal vanaf die hawe by Holland, vanaf die noorde, is een van die invalsrigtings. En om dit nog verder te bevestig, het ons gesien, is wonderlik hoe die profeseë, wonderlik, menende, hoe die Vader se profeseë in hierdie projeksies in begin pas. Die profeseë raak logika, kykers en luisteraars, dit is nie meer ingewikkeld nie. Dit raak logies. Jy gaan sê, ja, ek hoef nie 'n profesie te gehoor het nie, ek kan dit sien. En dis wat hier gebeur. Dit het Thor, die minister van verdediging van Noorwe, het hy gesê, dat die saamtrek, die ontplooiing van kernmagte in die Kohala skiereiland. Jy sal kyk op die kaart so bietjie oos van Noorwe, daar lê die Kohala skiereiland. Daar het die minister van Noorwe vir ons gesê, dat daar's genoeg nou ontplooi om die hele Kanada, hele noorde van Noord-Amerika, Finland, Swede, Noorwe, Groenland, heeltemal. En hy sê ook selfs die Baltiese state, Estonia, Latvia, Lithuania, Swede, daar, Finland, daar kan hy vernietig, net met wat daar ontplooi is. Grootste ontplooiing ooit, nie net sedert die Tweede Wêreldoorlog nie, ooit, want hierdie is kernmagte ontplooiings. So ja, dan sluit dit baie weer presies aan en raak dit nou amper logika, dat Siener gesê het, een van die invalsrigtings van Rusland is daar by Hollandse hawe, in die noorde, noordwestelike, noordelike, hier sal die hawe daar sien, van daar af al langs die, as ek reg is na Duitsland toe, al langs die Rynrivier, as ek so uit die vuis uit, die riviere en alles reg het die profesie gesê, en nou sê die minister van verdediging van Noorwe, as ook die minister van verdediging van Swede, het ook hierby aangesluit, en dieselfde as hy gesê,
hierdie ontplooiing, hierdie vermoë, kan die hele Baltiese area, so ver as Kanada, vernietig, neutraliseer, elimineer. So dit is wat ons in hierdie afgelope jaar, het ons gesien, hoe dat Pole nog, vroeg in die jaar 200.000 manne opgeroep, later in die jaar, enkele maande gelede, 40.000. En dan ook die 20.000 wat ontplooi is. Om nie te praat van die grootste NAVO-basis wat volgens berigte nou voltooi is op die banke van die Danau rivier. Nou beweeg ons af, ons is nie meer daar in die noorde by Holland nie, ons kom nou af hier na die Balkanstate toe, daar by Moldova en Roemenië en Bulgarije en Kosovo en al daai Servië en al daai lande. Ons kom nou soen toe, want daar loop tussen die grens tussen Roemenië en Bulgarije is die Danau rivier. Dit het oom Siener of Alois Almeyer, hulle is maar vir my in dieselfde kategorie as profete, het een van die twee gesê, een van die invalsrigtings van Rusland sal dan al langs die Danau rivier. Kykers en luisteraars, in hierdie afgelope jaar is die grootste NAVO-basis, volgens berigte, volgens artikels, is die grootste basis opgerig op die banke van die Danau rivier. Dit wat die profesie sê, die rivier is waar langs die Russe sal inkom, wanneer hulle Europa toe gaan, om Europa binne te val, hier van Griekeland se kant af, kan ek nou amper maar sê. Op die Danau rivier, sê die profesie, al langs die Danau rivier, is dit nie interessant, dat daar nou 'n massiewe NAVO-basis, on the banks of the Danau river, sê een van die artikels, is hierdie basis opgerig. En dan het ek nou vir die ontplooiing gegee in Pole, en ons weet die aanvalle nou, die geweldige aanvalle wat Rusland nou op Kiev in Oekraïne loods, en wanneer hy dan die res van Oekraïne inneem, dan is dit Pole, wat die 200.000 opgeroep het, toe 40.000, die oefeninge wat daar gehou word, ek gaan nie op al die detail kan ingaan nie, want dit is 'n boek op sy eie op elke land, die voorbereiding en die opbou in hierdie derde wêreldoorlog, in hierdie vierde perd van Openbaring, waar die swaard, oorlog, derde wêreldoorlog sal lostrek, hongersnood, uit die aard van die saak, pestilensies, al hierdie varkgriepe en monkeypox en al hierdie virusse, wil ek sê, wat losgelaat sal word in en saam in hierdie tye, saam met natuurlik groot natuurrampe wat ook sal plaasvind. Dit sê die vierde perd van Openbaring. Ons het klaar die derde perd van Openbaring, kan ons klaar sien, dit is wanneer kos baie duur sal raak. Ons kan die tweede perd klaar sien van Openbaring, dit is waar hy sê, die vrede sal van die aarde weggeneem word, dit kan ons mos klaar sien, die vrede is weggeneem, in 'n verdere fase al, waar ons die een nasies teen die ander begin sien opstaan. Die eerste perd wat te doen het met farmaseutika, 2020, die almal het dit beleef, die hele aardbol het dit beleef. Die hele aardbol beleef elke teken wat ons nou sien. Daarom is ons seker dat ons nou die eindtye tegemoet gaan, dat ons nou aan die begin van die smarte is. So al hierdie dinge het in hierdie afgelope jare, maar dan ook hierdie afgelope 2025 afgespeel, hierdie opbou van wapentuig en ammunisie, wat elke dag voorsien nou al Franse missiele, die Scalp missiele wat reeds voorsien word, die Storm Shadows van die Engelse wat reeds voorsien word, dit sien ons klaar, die Amerikaanse HIMARS, en dan nou natuurlik die Tomahawk, wat ons weet, onoffisieel reeds in Oekraïne is, maar offisieel, dans hulle nou nog op die argument rond. En so kan ek sê van die ontplooiings in Estonia, in Latvia, in Lithuanië, so kan ons op al die ontplooiings, en net om terug te kom, is interessant dat die profesie sê, daar waar die minister van verdediging van Noorwe en Swede sê, die ontplooiing sal 'n aanval wees dan nou eintlik 'n aanval wees op die noordoostelike dele van die Europese kontinent en Amerika, as ek nou maar so kan sê, noordelike, noordoostelike en westelike, en dan natuurlik noordelike Amerika. Dis hoekom Trump so graag Groenland wil hê, sodat hy sy missiele daar kan oprig, om die Russiese aanval vanuit die noordooste dan nou, as jy in Groenland is, vanaf die Noordsee, daar waar die Siberiese magte 300.000 wat nou opgeroep is, verseker aangewend sal word, in 'n winter, in baie koue ekstreme omstandighede, sal hulle daar ontplooi wees en ontplooi word. So ons kan duidelik sien, hoe hierdie dots connect,
hoe hierdie punte konnekteer met mekaar, hoe hierdie prentjie vir ons een soliede prentjie gee, wat die woord vir ons gesê het, wat profesie vir ons gesê het. Ons sieners sê, 'n oorlog in Oos-Europa, bloedige burgeroorlog, sal aanleiding gee, sal lei tot die derde wêreldoorlog. Nou ons sien mos, hoe het hierdie oorlog in Oekraïne in hierdie afgelope 3 jaar gelei tot hierdie ontplooiings wat ek nou maar enkel is vir u van genoem het. Ons weet van die grootste vlootontplooiing van die Amerikaners naby Venezuela, daar in die Karibiese See. Ons weet van dit. Ons sien dit. Hoe die Russe besig is om wapentuig daar af te lei, as ook China. So sien u hoe hierdie oorlogsteater oor die hele aarde. Dan is ek nog nie eers by die Midde-Ooste met verlede week se video wat baie duidelik kan ons sien dat 'n volgende aanval op Iran of vanaf Iran op Israel is 'n gegewe. Dis 'n kwessie van ons weet nie wanneer nie, maar dit gaan verseker gebeur. Ons het nou Trump se uitlatings gesien met van sy laaste konferensies of publieke terugvoer wat hy gegee het hy gesê, as Israel betrokke raak, aangeval word, skiet, wat ook al, ons sal hulle ondersteun. Klaar, daar het hy dit. So, dis die jaar wat ons nou, dis die jaar wat verby is, wat al hierdie enkele dinge wat ek vir julle uitlig. Soos ek sê, ek kan oor elke land Estonia, kan ek 'n hoofstuk, kan ek vir u aanbied, oor die opbou, die militêre basisse, die oproep van soldate, die plasing van versperrings wat tanks en so meer kan keer. So kan ek op elke land op die Russiese grens, kan ek vir u iets oor sê. Dit het klaar gebeur. Dis die oorlogsteater wat reeds opgestel is. Dit is die 4de perd wat nou op die punt is waar dit gaan geweldig eskaleer. Want as daar nou 'n aanval op Iran kom, gaan daar geweldige eskalasie plaasvind. Verder eskalasie van Rusland dan nou in Oekraïne verder eskalasie. Dis nou wat in 2026 vir ons wag. En aan die einde van alles moet ons verstaan, kykers en luisteraars, dit is die toorngloed van God, van ons Vader, die ek is wat ek is, wat oor hierdie aarde gaan kom. Dis deel van sy meganismes om sy straf oor hierdie goddelose aarde, wat hulle nie meer steur aan die Skepper nie, wat een wet na die ander inbring, om die gelowige te vervolg, nie meer mag bid nie, nie meer vryheid van spraak nie, ek gaan nie alles noem nie. Hierdie bose aarde gaan nou besoek word deur hierdie meganismes, wat die Vader aanwend om sy toorn oor die aarde uit te giet. Dit is wat ons hier sien. Dis wat Jesus vir ons gesê het in Matteus 24. Eers gaan daar gerugte wees van oorlog, dit was nou in toekasse tyd in die verlede, dan sal die een nasie teen die ander begin opstaan. Ons sien hoe Afghanistan met Pakistan, ons het gesien Indië met Pakistan, ons het gesien Iran met Israel, ons het gesien Israel met Libanon, met Syrië, met Egipte, die uitsprake teenoor Egipte, Libanon, Gaza. Ons het in hierdie jaar wat verby is, het ons gesien hoe die een nasie nie meer net gerugte van oorlog nie, maar teen mekaar begin opstaan. Dis waar ons nou is. Nou gaan dit net verder eskaleer na die 4de perd van Openbaring, wanneer ons nou, ek wil amper sê, die derde wêreldoorlog nie meer onoffisieel ons in hom is en in die opbou, soos menigte kenners hierdie jaar gesê het. Emmanuel Todd, seker een van die grootste, indien nie die grootste intellektueel van Frankryk, soos wat hy gesê het byvoorbeeld nie. Professor Jeffrey Sachs vir ons gesê het, ons is eintlik klaar in die derde wêreldoorlog. Scott Ritter vir ons het gesê het, wapeninspekteur van Amerika. Regter Andrew Napolitano vir ons gesê het, en so kan ons aangaan. Larry Johnson, Larry Wilkerson, hoe hulle vir ons, Ray McFarlane, al hierdie senior, ek wil sê meer eerlike ontleeders. En ek kan nog hoeveel vir u opnoem, wat vir ons gesê het. Die ekonome, Ray Dalio, wat gesê het, wanneer goud oor die $4,000 vir 'n fyn ons begin gaan, dan begin ons ekstreme oorlog toestande nader. Dit is ekonoom, top ekonoom wat daardie waarneming gemaak het. So mense, daar so baie om te sê. In kort, dink ek, moet ons verstaan. Daar's baie, wat noem hulle, prosperity preachers, voorspoedpredikers, 90%, elke tweede, nie almal nie,
Maar elke tweede prediker is 'n voorspoedpreek. O nee, omdat ons dit so doen, is ons asof hulle God is om te sê wat die toekoms inhou. Dit terwyl God klaar vir ons in sy woord gesê het wat die toekoms inhou. Terwyl sy eie seun vir ons gesê het dat gerugte van oorlog, dan oorlog. Sy eie seun het gesê verskriklike tye. Tye, gaan lees Matteus 24. Tye wat nog nie was nie, wat ook nie weer sal wees nie, gaan nou afspeel. Daardie tye gaan nou afspeel. Nou ja, gaan ons Messias 'n doemprofeet noem? Dis wat 'n profeet se werk is. Dis wat 'n brandwag se werk is om u attent te maak op die bedreiging, op die gevaar, sodat u as 'n gelowige daarop kan ag gee. En eerstens in die ag gee, kan let op u verhouding met u Skepper. Waar staan u vandag, kykers en luisteraars, teenoor ons Skepper? Waar staan u vandag? U en ek, waar staan ons? Want dis die eerste belangrike, wanneer 'n profesie vir jou sê, môre gaan geweld uitbreek. Waar staan ek teenoor my Skepper? Want in daardie geweld kan ek doodgaan. Waarheen gaan die deel in my wat nie doodgaan nie? Die sielgedeelte, daardie energiegedeelte. Waarheen gaan dit? Want dit gaan nie dood nie. En dis 'n belangrike punt. Die belangrikste is dit om u saak met u Skepper, deur sy seun wat aan sy regterhand sit, ons koning, ons verlosser, ons middelaar, deur wie jy nie na God kan gaan as jy deur hom gaan nie. Dit sê hy self. As ook dan die Heilige Gees wat vir ons hier trooster is. Waar staan ons wat dit dan betref? En wanneer ons dit in plek gesit het, reg gekry het, en ons kry dit nooit reg nie, dis 'n daaglikse geveg en 'n stryd om ons geloof te bou, om nie sondes te doen nie, om nie te oortree nie, want ons is almal sondaars. Dawid het vir ons gesê, sy oortredinge is meer as die hare van sy hoof. En sover ek weet was Dawid nie bles nie. Op 'n ligte noot, so, kry u saak met die Skepper reg, kykers en luisteraars. Dis die eerste, deur sy seun en sy gees, wat hy vir ons gegee het, wat hy vir ons gestuur het. En waar ons struikel, het die bloed van die seun vir ons gevloei om ons skoon te was. En wanneer u dit in plek het, dan posisioneer u en sê, goed, Vader, ek neig na u toe. Ek skuil by u naam. Ek is wat ek is. Dis waar ek skuil. Dis waar ek wil wees, deur u seun, ons middelaar, ons verlosser, en u gees. Dis waar ek wil wees, en ek sal elke dag daarna streef. En nou, waar plaas ek my dan fisies, vleeslik, in terme van 'n wêreld wat in 'n oorlog gaan kom? Waar u profete in u Bybel, as ook ons eie profete gesê het, daar gaan hongersnood wees, daar gaan geweld wees. So gaan jy, as jy weet, daar kom hongersnood, prep, gaan jy voorberei, gaan jy maar voorraad kos hê, of nie? Dis jou keuse. Die brandwag, bring die waarskuwing, wys vir u die tekens, ek wys vir u die tekens, as ook die profeseë, dat hierdie tye hier is. En dan, in kort, maak die saak reg met ons Skepper, skuil by hom, geleef die vrug van om sy kind te wees. En as hy dit doen, vra die Vader, Vader, laat u Gees my lei, waar moet ek my goed berg? Want in Spreuke in die woord sê, berg jou goed op 7, ja 8 plekke, want julle weet nie wat oor die land sal kom nie. Vader, u weet wat oor die land gaan kom. Waar moet ek my goed berg? Hoe moet ek dit plaas? Wat moet ek doen? Wat moet ek voorberei? Dis die verhouding wat u moet hê in 2026. Sterkte en seën. Ek dink volgende video wat ek gaan maak, gaan bietjie gaan oor hierdie militêre oefening van Iran, China en Rusland en die narratief rondom dit. Baie belangrik. Baie belangrik. Ek dink miskien sal dit die volgende video wees. Sterkte en seën vir u vir 2026. Mag die Gees u lei, die kennis uit die woord, en mag u by die voete van ons Skepper wees, deur sy seun en sy Gees. Tot 'n volgende keer.